So, goeiemôre, mag die Here baie ryklik seën na sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou, liewe vriende, 'n leeu loop gewoonlik tussen 10 kilometer en 20 kilometer per dag, wanneer hulle kos soek en hulle gebied patrolleer. Hulle kan egter tot 40 kilometer in 'n enkele nag aflê as prooi skaars is en as hulle aktief op soek is na nuwe jagvelde. Die presiese afstand hang af van faktore soos geslag, beskikbaarheid van water en dan ook wat hulle territoriale gebied betref dan. Mannetjies loop dikwels verder, aangesien hulle gebied wat hulle moet patrolleer groter is, tot 400 vierkante kilometer is die gebied wat hulle moet patrolleer, om dan sekerlik ook so te verseker dat daar nou nie 'n ander leeumannetjie inkom in hulle gebied nie. 'n Geweldige afstand wat hulle aflê en wat nodig is seker, en so is daar ook vir ons ook wonderlike dinge, liewe vriende, in die woord van die Here, wanneer ons daaraan dink dat die Here Jesus opgestaan het en dat hy leef. En ons moet vandag hierdie wonderlike sekerheid hê en weet in ons harte, die Here leef, maar nie net dat hy leef nie, maar dat hy in ons harte leef. En weet, en dis sekerlik die wonderlikheid waarom die Bybel so baie klem daarop lê, op die verlossing van die Here Jesus en die opstanding van die Here Jesus. Die twee sake gaan hand aan hand met mekaar dan ook. Ons lees in 1 Petrus 1 vers 3. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. Ja, die verlossing van die Here is vir ons 'n realiteit. Inteendeel, dis 'n hoop vir ons, 'n lewende hoop, sê die Bybel. Die feit dat ons weergebore kan word, dat ons 'n kind van God kan word, dat die Here ons verander om hom te kan dien en dat hy ons sy kind maak, dis 'n lewende hoop, 'n vaste sekerheid wat elke mens op hierdie aarde kan hê. En elkeen wat na die Here toe kom, sal hierdie vaste sekerheid in sy hart hê. Waarom het ons hierdie vaste sekerheid? Nie net op grond wat die Here vir ons kom doen het nie, maar die Here het ook opgestaan uit die dode. Hy leef. En daarom kan ons hierdie vaste sekerheid dan ook so hê. En liewe vriend, u behoort hierdie vaste sekerheid te hê, die sekerheid te hê, dat jy kind van die Here is, omdat die Here u nuut kom maak het. As u glo dat die Here Jesus uit die dood uit opgestaan het, kan hierdie lewende hoop, die weergeboorte, hierdie vaste sekerheid deel van u lewe wees as jy Jesus kom vertrou. 'n Tweede saak sekerlik oor die verlossing en opstanding is daar in 1 Petrus 3 vers 18 wat sê, want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei, hy die regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring. Hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak deur die Gees. Weereens, die verlossing van die Here is 'n realiteit, omdat die Here Jesus opgestaan het uit die dood uit. En dit is die getuienis daarvan, dat die Here ons juis nader aan God wil bring, om ons tot God te bring, dat ons in die regte verhouding met die Here kan wees. So dis nie net dat ek sekerheid kan hê dat ek hemel toe gaan nie, maar ook dat ek in die regte verhouding met die Here kan bly, totdat die Here kom om ons as sy kinders te kom haal. En waarom oor ons iets besonders is? Nee, hy die regverdige het vir die onregverdiges gesterf, sodat ons tot God kan kom. En liewe vriende, en nie net het die Here het hy gesterf nie, maar hy het opgestaan, en dit maak dit van krag dat ons tot God kan kom. Is dit vandag vir u 'n realiteit en 'n werklikheid dat u so na die Here toe kan kom? En dan, liewe vriende, dit is sekerlik ook die boodskap wat gepreek is deur die kinders van die Here. Ons lees daar in Handelinge 26 vers 22 en 23, maar omdat ek hulp van God verkry het, staan ek tot vandag toe en getuig aan klein en groot, en spreek niks buiten wat die profete en ook Moses gesê het, dat dit sou gebeur nie. En wat is dit wat die profete gesê het? Wat is dit wat Moses gesê het? Wat is dit wat aan klein en groot verkondig word? Vers 23 sê, dat die Christus moes ly, en die eerste wees uit die opstanding van die dode, en 'n lig aan die volk en die heidene sou verkondig.
Dit is wat verkondig is deur Moses, deur die profete. Die Here sou ly, maar hy sou ook opstaan. Daarom kan ons daarvan getuig. Kan nie daarvan getuig? Is dit 'n werklikheid in die lewe, die opstanding van die Here? Kom ons bid saam. Ons dierbare Here, baie dankie dat U opgestaan het uit die dood. Ons wil U opnuut kom eer daarvoor. En ons weet U kom ons weer haal. En ons bid vir elkeen, Here, wat nog nie daardie werklikheid of die volle gevolg wat waarom U uit opgestaan het in hul lewe ervaar, naamlik vergifnis van sonde en om naby U te kom. Mag hulle in die regte verhouding met U wees. Amen.